Goeiemiddag, agte kykers. Ons is bly dat u weer hier ingeskakel is en saam kyk of saam luister indien u op 'n radiostasie ons luister na ons program Godsdienst en die Koerante wat uitsaai op die onafhanklike Christelike stasie Homebase TV hier vanuit die Kaapstad area uit. So by ons het ons weer eens vir Regard, baie welkom Regard, bly jy kon dit hier so daarom betyds maak en hier so wees. Het is goed om hier so te wees, oom. Ja, nou wat het jy nou weer daar op uitge... Ek het al hierdie interessante prentjies, oom. Okay, ja. Hier is 'n prentjie, hier so, die opskrif is The Joy of Colors. Ja? En dan sê dit, a woman reacts as a colored powder is thrown on her face during holy celebrations held by Hindu people to mark the end of winter in Mumbai, India, on Friday. So ja, as ons sien nou die vrou, en het lyk asof het met, hier kry ons hierdie gedroogde verf. Lyk 'n bietjie woes, né? Ja, dis hierdie poeier. Ek weet nie as ek sal hulle dit op my gesig gooi nie, oom. Maar lyk my die Hindu geloof het al hierdie prente, want al die abnormaliteite, met alle respek teenoor hulle gesê, al hierdie rituele. Laas keer is ons die vrou wat die man geslaan het. Ja, nee, ek onthou al die baie goed. En nou is die somer begin, dan gooi hulle nou die goed, lyk ek my. Dis baie interessant. Wat 'n mens nie alles sal doen as jy nie die ware godsdienst het nie, né? Ai, dit is nou 'n bietjie in aarde. Nou, ek is so ietsie interessants, en dit is nou nie oor Hindoes nie, maar oor die Boeddhiste. En dit is oor die Dalai Lama. En het sê so, the next Dalai Lama. The Dalai Lama says his successor will emerge from the free world outside of China. The Guardian reports. Hoe weet hy dit nou? He expressed his thoughts on the highly contested future of Tibetan Buddhism in his new book, Voice for the Voiceless, over 7 decades of struggle with China for my land and my people, which details his strained relationship with China's leaders. Dus hy is nou die hoof van Boeddhisme in Tibet, hulle het nou ook weer hulle variasie van Boeddhisme daar, en hy is nou hoof daar. Although the Dalai Lama previously stated that the line of Tibetan Buddhist spiritual leaders might cease with him. Sure. His latest writings read with more optimism and defiance against Chinese authority. Kyk hoe kom die politiek nou in, hy gaan nou nie eindig, hy gaan nou voortbestaan in 'n nuwe Dalai Lama seker missionese om te krap. Since the purpose of a reincarnation is to carry on the work of the predecessor, the new Dalai Lama will be born in the free world, so that the traditional mission of the Dalai Lama, that is to be the voice for universal compassion, the spiritual leader of Tibetan Buddhism, and the symbol of Tibet embodying the aspirations of the Tibetan people, will continue, he writes. Dus daar is nou 'n reïnkarnasie van iemand of iets of wat, die arme kind. Ek weet nie wie die Boeddhiste glo in 'n reïnkarnasie nie. Ek weet die Hindoes doen. Ja. So interessant om 'n parallel te kry tussen Boeddhisme en Hindoeïsme. Ek dink daar's baie parallelle tussen hulle daar, ja. Natuurlik, die Hindoes glo ook baie in die reïnkarnasie in diere ook. Ja. Ek weet nie of die Boeddhiste dit ook glo of nie, né? China has branded the Dalai Lama who fled Tibet after a failed uprising against Mao Zedong in 1959 a separatist for his persistence in asserting Tibet's autonomy from China. China insists it will choose the next Dalai Lama. Sure. Ja, kyk, China was ook gesê, hy stel aan katholieke priesters. En daar was hele twist tussen die katholieke kerk, en toe die paus nou so vrede gemaak, en gesê, hy sal aanvaar van daardie priesters en kardinale, wat China aanstel, soos dit sy hele mengelmoes tussen die staat en godsdienst. As die staat begin
inmeng in godsdienst, kan dit 'n gevaarlike ding wees daar. Dit is definitief so. Nou ja, sterkte, ons sien uit wie is nou die volgende Dalai Lama. Oom, dan het ons nou hier, ek wil sê interessante berig, maar Ja, ja, dit is 50 jaar gelede. al die interessante goed het by 50 jaar gelede gebeur. Dan sê dit hierso, dokter sou pa gedood het. Nog 'n opsienbare verhoor begin vandag in die Kaapse Hooggeregshof. Die verhoor van Dr. Albie Desmond Hartman, tydelike assistent distriksgeneesheer van Ceres, wat reg staan op aanklag dat hy sy 87-jarige vader vermoor het. Hy het na bewering genade dood op sy sieklike bejaarde vader toegepas. Ai, Sjoe, jy weet, dit was in 1975, né? ja, lang gelede. Sjoe, Ons kry, daar's baie berigte oor genade dood, maar ons kom nie by hulle uit nie, want daar's te veel ander berigte, soos daar is 'n vroeë persoon betrokke by genade dood. dit is nogals... Okay, nou kyk wat het hier gebeur. Dis nou 'n dag na daardie ene van 50 jaar gelede. Maar jy moet nou baie mooi luister. En dit volg op daarop, né? Dit sê, dokter sê hoe hy sy pa van pyn verlig het. So dis nou dieselfde dokter. Selfde dokter. Ja, dis nou net 'n opvolg van daardie So storie. die storie gaan nou aan. Ja. Omstreeks 10:30 die aand het ons besluit dat sy gees reeds sy liggaam verlaat het en dat daar geen sin in sou wees om sy lyding te verleng nie. Ek het die pentatol stadig in sy drupbuis gespuit. Binne enkele sekondes het hy nie meer asem gehaal nie en het hy vredig en kalm gelyk. So beskryf Dr. Albie Desmond Hartman, 50-jarige assistent distriksgeneesheer van Ceres, die laaste oomblikke van sy vader se lewe aan 'n verklaring wat hy aan die polisie gedoen het. Dr. Hartman staan in die Kaapse Hooggeregshof tereg op aanklagte van moord op sy vader, meneer Glenn Frederick Albie Hartman, 87 op 11 September verlede jaar aan die hospitaal op Ceres. Sjoe. Soos hy pas nou genade dood toe, wanneer dit nie geoorloof is nou nog nie geoorloof nie. Maar so interessant is gedeelte wat daar so sê, ons besluit dat sy gees reeds sy liggaam verlaat het en dat daar geen sin in sou wees om sy lyding te verleng nie. Nou dit laat my dink aan die paus, ons het mos laasweek gelees daar, Ja, laat die dokters het gedink, hy is klaar, en Ja, dis sy verpleegster daar gesê, sy verpleeg, nee, laat hom nog probeer, en hy het geleef. Nou is my vraag ook soos jou, nee, hoe het hulle besluit, wanneer sy gees sy liggaam verlaat het? Want hy het nog asem gehaal, as hy nie meer asemhaal nie, en die vraag is, wanneer is hy dood? Hy is mos eintlik dood as jy nie meer asemhaal nie. As ons kyk na Dan gaan jou hart staan. As ons kyk na die skepping, dan sien ons dat God het die mens geskep uit die stof van die aarde, né? Uit die grond uit het hy die mens geskep en hy die asem van lewe het hy ingeblaas en hulle het 'n lewende siel geword. Dis hy asem van die lewe, so as ons asem uitblaas, ons laaste asem uitblaas. Sy laaste, dis reg, hulle praat, sy laaste asem uitgeblaas, dit is Dan is jou lewe die einde, ja. Dan is dit die einde. Ja. So ek verstaan nie hoe die besluit is, dis 'n hartseer storie. Sjoe. Ek is jammer, hy leef sekerlik nie meer nie, anders sou ek hom gaan vra, hoe het hulle besluit, wanneer sy pa, sy gees, reeds sy liggaam verlaat het, maar hy het nog asem gehaal en sy hart het geklop. Sjoe. Interessant. Daar is nogals erg, en ek weet, hulle het 'n groot ding in Kanada ook gehad daaroor, né? Dat hulle dit mos wettig gemaak het. Ja, baie lande in die wêreld, ons kom nie uit by al so daardie berichte nie. dit is nogals erg. Ja, Ons het nou hier so 'n interessante berig. Mortuary vehicle crash. Things took a dark turn in Springs, east of Johannesburg, when a mortuary vehicle carrying a body went up in flames, taking 2 more souls with it. Preliminary... soos daardie siele nou Ja, hemel toe gegaan, toe daardie
hulle dood is in daardie karongeluk. Preliminary investigations indicate that the mortuary vehicle had just collected the body from the hospital. The passenger, believed to be a family member of the deceased, requested the driver to pass through the location where the loved one had passed away to take the spirit before proceeding to the mortuary. However, Soos hulle wil nou eers die gees gaan optel. lyk my so. Nou, maar hoe weet hulle of die gees wel opgetel is of nie? En moet die gees nou saam met die liggaam gaan? Ek het geen... En die ander ene het die gees die liggaam verlaat. Hierso wil die gees nou weer terug gaan haal en terug. Ek weet nie. Ek weet glad nie. Ek verstaan nie. However, during the detour, the driver reportedly lost control of the vehicle, crashing into a tree, which led to the fire. All necessary emergency services and law enforcement agencies were summoned to the scene to further investigation. Authorities are continuing their probe into the exact cause of the accident. En toe is daar nou nog mense dood, oom. En 2 van hulle se siele is nou daarmee heen, soos daar so sê. Taking 2 more souls with it. Maar ek wonder of hulle ooit daardie spirit gekry het voor die karongeluk of daarna. En as hulle hom gekry het, wat het van daardie gees geword? Waar het hy uiteindelik beland? Of is hy verbrand saam met die brand? Ons het 'n foto, né? Waar is daai foto van? Die foto. Daar's hy. Kyk daar, daar's die uitgebrande bus hier agter staan, né? Repatriation of human remains. Ja. En dit was eers net 1 en nou is daar 3 human remains na daardie brand. En waar is die gees? Repatriation of human spirit of nie? Kan nie dit glo. Maar jy verstaan nog nie. Ek verstaan nog steeds nie. Nou, ek weet nie, ek wil net so 1 teksie wat vir my fascinerend, ek het bietjie gaan opkyk in die Bybel, wat die Bybel sê, en dit is hierso, Genesis 2 vers 7. Ek wil eers lees uit die ou vertaling 33-53, dit sê, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, soos die stof, die liggaam, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, soos die asem ingeblaas, so die mens dan 'n lewende siel geword, soos die liggaam, en die asem word die lewendige so uit die stof en dan die asem, dan word ons 'n siel. Dis wat daar sê. Okay. Maar as jy nou kyk na die 83 vertaling, dan sê dit, die Here God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, die lewensasem, en die mens het 'n lewende wese geword. Hy gebruik nie die woord siel nie, want dit kan... Ek dink dit is 'n ouer woord. Ja. Dit is 'n woord wat, jy weet, soos die nuwe vertalings nou kom, dan gebruik hulle ons nou meer moderne woorde. Dis reg, ja. Ja. En dan interessant, hierso is die NI version, 'n meer onlangse Engelse vertaling, dit sê, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So baie soos die nuwe vertaling, lewende wese. Ja, nou ek wonder of hulle dink die gees is die asem of nie, maar ons los daarin maar vir die teoloof, want lyk my daar's baie interpretasies. Nou ek probeer myne maar eenvoudig hou soos wat die Bybel sê of wat. Soos wat ek nou al gesien het, jy moet die Bybel vat soos wat hy dit vir jou sê. So wat jy lees daar, daar is my heeltemal duidelik genoeg daar. Ek verstaan daarin, maar daar's baie verskille, en soos jy nou sê, die mense ry met die busse rond om te gaan kollekteer, en party wag en kyk, jy leef nog, maar jou gees is nou klaar weg, wat ek. En in die laasweek het ons gesien, die mense wat glo wat, as jy doodgaan, dan gaan daai gees, of die voorvader, wat ook al, gaan nou 'n rot in, of word 'n rot, en dan word die rotte... Dis nou reïnkarnasie. Ja. Van die mense wat? Sy gees, sy siel, sy asem, of wat? Reïnkarnasie in, nou dink die rot soos 'n dier nou, hoe kan... En dan lei die rotte weer die mense geestelik, maar in elk geval. Man, ons los hem maar daar. Ons gaan nou oor na honde toe, oom. Ja.
Hier is 'n prentjie van 'n wolfhond. En dan sê die opskrif, unieke hond vir R103 miljoen verkoop. 103 miljoen. Toe ek hierdie lees, toe kan ek dit nie glo nie. Jy kan seker nou amper nog nie glo. Is oom seker hierdie is die fake news nie. Want dit is gedruk en dit is in die burger en die burger lieg nooit. Ek hoop nie so nie, want dit is skrikwekkend. Die wolfhond wat vir meer as 100 miljoen verkoop is saam met sy nuwe eienaar, sien ons daarso in die foto. Maar daai man moet geld hê om soveel vir 'n hond te betaal. Dit sê so die wêreld se duurste hond wat beskou word as enig in sy soort is onlangs vir 'n verbuisterde R103 miljoen verkoop. Die wolfhond genaamd Kadabom Ukami is in Februarie aan 'n Indiese hondaanhanger verkoop vir 'n enorme bedrag wat gelykstaande is aan 500 miljoen roepies. Ukami is 'n kruising tussen 'n regte wolf en 'n Kaukasiese herdershond wat inheems is aan die Kaukasus-streek, veral Georgië, Armenië, Azerbaijan en Dagestan berig die standaard. Die hond is in Amerika gebore en is net 8 maande oud, maar weeg reeds meer as 74 kg en is 76 cm lank, berig die New York Post. Die hond se nuwe eienaar, net bekend as S. Satish, het aan The Sun gesê, dis uiters skaars honderas en hy lyk presies soos 'n wolf. Die soort hond is nog nie voorheen in die wêreld verkoop nie. Satish het ook verskeie ander spesiale honde en hou hulle aan op 'n plaas van byna 3 hektaar, waar elkeen 'n kamer van hul eie as 'n hondehok het. So die hond gaan leef soos 'n koning om. Ja. Ek het altyd gedink, nee, jy koop nou vir jou hond om jou op te pas. Maar die ou koop 'n hond en hy moet die hond oppas, want vir daai geld Die hond kan nie rondloop nie. Die hond kan nie rondloop nie vir daai geld nie. Ja. Maar ek verstaan nog nie so mooi nie, want ek was na Amerika gewees. En ek het met party van hulle kontak gemaak, daar is teelers en jy kan gaan teel met 'n wolf. Regtig? Ja, en jy kan kies, wil jy teel met 'n vol wolf of 'n 50% wolf of 'n kwart wolf. Soos hulle 'n klomp met wolf. Ek het nie dit geweet nie. Ja, met wolfhonde wat hulle teel met regte wolwe. Kan jy dit? En soos jy kan nou koop enetjie met 12,5%, 'n 8ste wolf in of wat ook al. En hulle het nie vir sulke pryse, sulke miljoene gegaan nie. Hulle was nou 'n bietjie duurder, maar nie soets nie. Maar ek was 'n bietjie dan, jy weet, 'n wolfhond is nou aan mense gewoond gemaak, maar 'n wilde honde het altyd daardie temperament wat jy onseker oor is. Soos ek het gedink is 'n baie oulike idee, maar die ongeluk is jy weet nie wat se temperament en wat se wildheid nog in daardie hond in is nie. Vir 'n hond vir die veiligheidspolisie of so is miskien okay, maar vir 'n huishond met jou kinders. En baie keer wat ek nou al gesien het is, ek weet soos met staffies, hulle is baie erg oor die kind. En enigiemand wat net lyk asof hy iets sal dis hulle ook 'n bietjie probleem. En dan maak hy die mense dood. Ek weet van 'n ou wat dit was 'n staffie gekruis met 'n boerboel. En die hond was so erg oor die kind gewees dat die baas van die plek, toe hy net instap een aand, het die hond hom aangeval, toe amper doodgebyt. Hier is so hond met so die ding is so met baie soos wat hom nou noem, hierdie honde, hy kan miskien okay wees met een persoon. En dan heg hy homself aan die persoon, maar dan is dit niemand raak aan daai persoon nie. So jy sien in Engels praat hulle van domesticated. Wat is domesticated in Afrikaans? Domesticated. Makgemaakte. 'n makgemaakte hond, wel ene wat nou deur die jare mak is, jy weet, en gewoond is. Hy het nou daardie wille streek en wildheid laat die onvoorspelbaarheid is weg. Onvoorspelbare honde maak hulle dood, hulle moenie met hulle teel nie. Maar nou interessant. Maar kyk nou hierdie aan hierso. Hier praat hulle Israel Protection Canine. Dus Canine is nou, in Engels is het, hierdie is nou hier getik K9, maar is 'n afkorting vir Canine, C-A-N-I-N-E. In Engels, Canine beteken hond, né?
Israel Protection Canaan, based near Jerusalem, has seen a surge in demand for its trained military-grade dogs, following rising anti-Semitism. Offering German Shepherds and Belgian Malinois, the company places dogs with Jewish families seeking security. Prices range from $75,000 to $125,000. Daar is meer as 2 miljoen, dis nog nie daar die 100 Dis nog miljoen. nie 100 miljoen nie, maar dit is 'n geweldige klomp Een geld. geweldige klomp geld, nee? Since its launch in 2023, Israel Protection Canaan has placed over 20 dogs worldwide, with 45 more in training as demand increases after the October 2023 Hamas invasion. Ek dink ons moet begin teel met German Shepherds. Maar daar is geld daar. En dan voer ons hulle uit Israel toe. Maar die opleiding, Die opleiding maak baie was jy al by opleidingsskole met jou honde? Nee. Nou, ek het dit al gesien. Nou, ek het vir my vorige honde geneem vir opleiding, maar om 'n goed opgeleide hond te kry, nee, is 'n lang tyd. Dit is baie tyd, en dis wat jy vir betaal. Dis waarvoor jy betaal. Ek het nou so rukkie terug, was daar iemand hierso gewees, hy doen opleiding vir collies, spesifiek nou skaaphonde. En hy het nou al 'n paar keer sy hond, wat 'n spesifieke hond wat hy het hulle 'n paar keer die nommer 1 gewen in Suid-Afrika. En jy moet daai hond sien, dit is ongelooflik. Hy praat nie met daai hond gaan, daar staan duisende skaap en hy hardloop net. Hy bring al die skaap een hond. Dan bring hy al die skaap, is ongelooflik, en die manier hoe hy dit doen, en dan, as hy werk nie met paar skape, met meer skape, al die type is, jy kan dit nie glo nie, en die hele ding is, dis 'n normale hond, dis 'n normale collie, maar dit is daai opleiding wat die verskil maak, soos wat hom noem, dit is waarvoor daai geld gaan. Hulle sê, toe ek met die hondeopleiding besig was, daar ek het nie groot ingegaan, en sê, heel wat mense spandeer meer tyd om hulle honde op te lei, as wat hulle spandeer hulle kinders, om hulle kinders op te lei. Dis wat my pa altyd gesê het. Daar was 'n spesifieke persoon gewees, en die hond is so mooi opgelei, toe sê hy, ek hoop jy gaan die kinders ook eendag so mooi oplei. So, in elk geval. Wat praat van hond, oom? Hier is nou een wat oor 'n hond, dit sê sit. Sit, dis die eerste ding wat jy leer. Sit. Dan sê dit Sweedse KI firma sê sy robotwoef gaan leer soos 'n regte hond. Wat? 'n robotwoef? So dis 'n KI robotwoef. Dis soos 'n AI. Maar jy hoef op mos nie te leer, jy hoef net te programmeer. Lyk my so. Dit sê hierso, Sweedse kunsmatige intelligensie KI maatskappy het 'n robothond genaamd Luna gebou met 'n werkende digitale senuistelsel, wat beteken dit sal kan leer en aanpas soos mense en talle ander diere, het die maatskappy Intaicel gister gesê. In een van die eerste gevalle waar fisieke KI gebruik word, wat onafhanklik kan funksioneer, sal die hond in staat wees om soos 'n regte hond te leer. Intaicel gaan 'n hondhanteerder aanstel, eerder as om 'n KI-model en groot datastelle te gebruik, om Luna te leer loop aan die hand van hoe senuweeselle, neurone, in wisselwerking tree en inligting verwerk, sê die maatskappy. Wat ons gebou het, is die eerste sagte ware wat enige masjien in staat kan stel om te leer, nes mense en diere, het Victor Luthman, uitvoerende hoof, mede-stigter gesê. Dis dan baie interessant, oom. Nee, want en skrikwekkend. Ek hou nog van my wolf onder die oor te kyk. Hy kyk met die oor, dan lees hy wat ek dink. Hy lees wat ek dink. Hy kan aanvoel. Hy kan aanvoel, en ek kyk na hom, en ek weet, ek gaan nou iets sê of wat, maar ek sal nie by so dink op, nee, dis nie hond daar nie. Kyk oom, nou hoef jy nie om my hondekos te koop, jy moet hom net charge. Maar nie in ons land nie, want die beerdkrag. Nou kry jy vir jou waghond, maar nou is daar beerdkrag, en nou moet jy hom gecharge het, en dan, wat gaan 'n bietjie van 'n gesukkel wees, oom. Jong, om nou te gaan na 'n totaal ander onderwerp, en dit is nou weer interessant, oor die NG Kerk. NG Kerk is altyd so interessant, hulle het so baie interessante nuusberigte, en hier is nou 'n bericht af, wat so pas verskyn het, en dit sê,
NG Kerk begin wesenlike foute toe hy klag teen moderator wegwys. Nou, dis nou 'n opvolg op bespreking wat ons gehad het so 3 weke gelede. Toe was die brug daar, NG moderator in die sop oor ander weg na verlossing. Ek onthou daai. Jy onthou daar, ja, ons het nog eens van die radio stukkie gespeel, alles te waai sê, ja, maar jy weet, by implikasie, daar's vele maniere om die hemel te bereik, en jy hoef nie net deur Christus te gaan nie, ensovoorts. En toe het hierdie een professor Johan, emeritus professor Johan Jansen van Rensburg, beswaar gemaak, sê hy praat dwaalleer daar, jy kan nie enige manier, daar's net een weg, dis die Christus. Hierso is nog 'n prent daarvan. Kyk, daar is 'n laas gehad, ne? Yep. NG moderator in die sop oor ander weg na verlossing, volgens, en daar is professor Dominee Libbe links, en rechts daar is professor Johan Jansen van Rensburg daar, sê dit volgens hom insinueer Libbe, dat die geïnstitutionaliseerde kerk mensgemaak en verganklik is, en dat dit nie moontlik is om tussen 'n ware en valse kerk te onderskei nie. Nou, daar is krities belangrik, jy moet kan onderskei. As jy nie kan onderskei nie, dan is jy regtig verward en verlore. As jy nie kan onderskei nie, beteken nou, as jy so iets is waarheid nie. Ja. So, Dominee Lib het ook 'n probleem met die onderskeid tussen 'n ware en 'n valse kerk. Dit is insiens nie moontlik om te onderskei en te verklaar dat 'n bepaalde geloof of kerk waar of vals is nie. Nou, ek kan vir jou sê, daardie kerke wat dink die katte en die rotte kan jou leer, dis 'n valse kerk daar. Soos ek kan daardie. Maar nou het daar hierdie ander brug gekom, wat nou, hulle nou daardie saak gehad daar, en toe het professor Johan Jansen van Rensburg sê, hy appelleer, want dit is verkeerd, die proses, al die type dinge, bevinding, al die dinge. Nou is dit 'n baie interessante uitvloeisel, en ons gaan nog uitvloeisels hê, wat ons seker so elke paar weke sal bespreek. Dis nou deur Johan Eybers, wat eintlik verskyn het in Media 24 in rapport se elektroniese berigte. En hy sê, NG Kerk begaan wesenlike foute toe hy klag teen die moderator wegwys. 'n Ondersoekliggaam van die NG Kerk het wesenlike prosedurele foute begaan in die hantering van 'n klag teen dominee Jan Libbe, die kerk se moderator. So het 'n synodale appelliggaam van die NG Kerk bevind, nadat hulle die ondersoekliggaam se aanvanklike besluit onder die loep geneem het. Die besluit om nie 'n formele tugondersoek teen Libbe in te stel nie, is tersyde gestel. 'n Nuwe onafhanklike tugliggaam sal nou die saak van vooraf ondersoek. Nou weer van begin alles, né? Die vorige ondersoekliggaam het 'n klag oorweeg dat Libbe in 'n radio-onderhoud stellings gemaak het oor die uniekheid van Jesus Christus en die rol van die kerk wat radikaal van die amptelike en kerkregtelike standpunt van die kerk verskil, in aanhalingstekens daarso. Wel, dit moet verskil, né? Ja. Dit is 'n vreeslike storie, maar in elk geval, die vorige ondersoekliggaam het aanbeveel dat verdere gesprekke gevoer word oor die teologiese kwessies wat deur die saak aan die lig gebring is, maar wou nie 'n formele tugondersoek instel nie. Emeritus professor Johan Jansen van Rensburg, wat die klag teen Libbe aanhangig gemaak het, sê in sy appelaansoek die prosedure wat in die aanvanklike ondersoek gevolg is, voldoen nie aan die vereistes van die kerkorde nie. Hy sê hy is nie behoorlik in kennis gestel van die bevindinge en besluite nie. Jansen van Rensburg voer in sy klagte aan dat die moderator se uitlatings die Heilige Skrif en die belydensskrifte van die kerk weerspreek. Die kern van die geskil lê by Libbe se stelling oor Abraham in 'n RSG-onderhoud waar hy gesê het, Abraham het Jesus nie geken nie, en tog noem Hebreërs 11 hom een van die gelowiges wat in die hemel is. Ja, onthou jy, ons het nog 'n heel wat opmerkings gemaak oor Abraham, en waar in die Ou Testament het jy nog gewys dat Abraham het wel vir God daar geken, en God het, Christus het voor hom verskyn met die engele daar, ja, hè? Ja, hy het direk met hom gepraat. Ja. Dan gaan 'n ander sê, Jansen van Rensburg meen hierdie uitspraak
bots lijnreg met die tradisionele reformatoriese teologie, wat beklemtoon dat geloof in Jesus Christus die enigste weg tot verlossing is. Hy beweer Libby daarmee gesuggereer dat alle gelowe ewig geldig is en dat mense wat nie in Christus glo nie, steeds gered kan word. Sjoe, dit is 'n vreeslike stelling om te maak. Maar dit word al hoe meer en meer op die voorgrond, laat almal kom saam en almal gaan gered word, elkeen deur sy eie geloof en sy eie pad, of jy nou glo aan 'n rotte, wat 'n reïnkarnasie is, of wat ook al, of Tjoe. dit is eintlik 'n baie ernstige Maar dit ding. gaan direk teen wat Jesus self gesê het. Ja, So, ja, en dit maak daarso, dit vervlak en verlaag sy hele soendood daar. Dr. Neoma Venter, hoofsekretaris van die NG Kerk se Algemene Sinode, het by navraag die sinodale appelliggaam se besluit bevestig. Die appelliggaam het geen uitspraak oor die teologiese meriete van die saak gemaak nie, aangesien die prosedurele fout die bevindings tot 'n nulliteit gemaak het. Volgens Venter het die sowel Janse van Rensburg as Libbe gevra dat daar so spoedig moontlik 'n nuwe tugliggaam aangewys word om die saak te ondersoek en af te handel. Ja, soos hier's nou weer 'n paar baie interessante dinge wat gaan uitvloei hierso uit wat gaan gebeur daar. Ons sal oor die volgende paar weke nog kyk daarna. Dan het ons hierso uit Netwerk 24, Dominee, dis hoekom ek bedank uit die NG Kerk. Dis wat ons laasweek gesê het, ons Ons gaan het nou gepraat van daai lees nee? die dominee se hartseer brief daar. Dominee Pieter Prinsloo, leraar van Tuinedal gemeente Sasolburg, skryf: Die NG Kerk neem nou wraak teen gemeentes en dominees wie se enigste sonde is dat hulle getrou aan die skrif wil bly, skryf Dominee Pieter Prinsloo in 'n brief waarin hy sy bedanking as NG leraar aankondig. Hy skryf hierdie brief met emosies wat nie woorde kan word nie. Ek skryf vir oulaas. Ek skryf na 3 jaar van pleit vir welwillende oplossing vir die sinodale erkende teologiese vasgelooptheid in die NG Kerk. Dus wat gepraat het van die vasgelooptheid, né? Ja. Ek skryf met die hartseer wete dat daar 'n maklike, welwillende oplossing voorgestel is. 'n Ware welwillende oplossing waarmee gemeentes volgens geloofsoortuigings gegroepeer kon word, sodat daar nie hofsaake en wraakvervolgings in die naam van godsdiens moes losbars nie. Ek skryf met die onnigterende besef dat die meerderheid teen daardie welwillende oplossings gestem het. Ek skryf met die wete dat behoudendes gepleit het vir ware welwillendheid, maar toe deur die mag van die meerderheid in die koue gelaat is. Hartseer, nee, sy hartseer Sjoe. kom heeltemal deur daarso. Ai. Dan sê verder, die alternatiewe welwillendheidsvoorstelle wat aangebied is, dit is nou die teologies-kategoriale ringe, bevat ongelukkig slegs 'n skyn van welwillendheid. Die suigstokkie aanbod van teologiese ringe maak artikel 37, uittrede van groepe gemeentes as 'n sinode, immers onmoontlik. Nou hierso is dit nou nie waar 'n sinode uittree nie, maar byvoorbeeld 'n ring of 'n groep van gemeentes uittree. En Ja. dit is onmoontlik. 'n sinode soos Namibië wat uitgetree het, hulle kan dit doen, maar nie ander nie. Ek skryf met die besef dat die gevolge van hierdie nie welwillendheid daartoe lei dat my en ander se vrese nou al hoe meer gaan realiseer. Kerklike hofsaake dreig en het reeds begin. Behoudende leraars wat kompromieloos wil bly by die belydenisskrifte word ironies genoeg as skeurmakers in die amp gestuit en afgedank deur 'n meerderheid wat teologiese kompromie aanvaar het. Kerkrade ontvang onder die dekmantel van besorgde advies dreigbriewe dat ringsoornames van gemeentebestuure sal plaasvind as hulle nie inval by die, in aanhalingstekens, nuwe NGK nie, die vars goedgekeurde artikel 22.1
8.3 van die kerkorde hang soos 'n swaard bo kerkraad se koppe, gereed om subjektief en bevooroordeeld ingespan te word. Ja, so met elke synode het hulle ekstra artikels ingebring wat het vir die doeleerdes baie moeilik maak daar. Dan gaan hulle dan sê dat die wraakgierige slagordes word opgestel. Let wel, nie in die goddelose maatskappye nie, maar in 'n kerkverband wat bely dat Christus, Here en Verlosser van die kerk is. Slagordes word opgestel binne 'n verband waar liefde 'n goedkoop en misbruikte woord geword het. Dis baie waar. Liefde is liefde. Liefde beteken alles en nou kan jy maar aangaan soos jy wil. Ek het letterlik nou, ek dink gister of eergister met my vrou gesels oor liefde en hoe mense dit heeltemal verkeerd verstaan. Die woord liefde word so maklik gebruik. Ja. En eintlik waar mense dit gebruik, is dit eintlik selfsug. Dis nie liefde nie. Om alle sondes Dit is bedek. of gevoelens, of dit is selfsug, maar dit is definitief nie liefde nie. Ja. Onder die misleidende dekmantel van ordehandhawing word wraakvervolgings en hofsaake beplan. Die skokkende ironie is dat die sogenaamde tugoptredes en hofsaake vanuit die nuwe NG Kerk nie gemik is teen leraars en gemeentes wat die belydenis skrifte ondermyn nie. Die slagordes is opgestel teen die belydenisgebonde leraars en gemeentes wat kwansies onordelik is, omdat hulle weier om in te val by ruimtes wat die meerderheid goedgekeur vir belydenis versakende teologiese strome in die NG Kerk. Dis baie, ons sien dit nog heeltyd in die koerante. Ja, al die tyd, nee, hy stel dit baie mooi, baie goed deurdink hierson, nee. As jy weier om in te val by die ruimtes wat die meerderheid goedkeur, wat onbybels is, dan het jy probleme. Iewers het hierdie wraakgieriges dus die groter prentjie van God en sy koninkryk verloor. Ek glo daarom dat al hierdie dreigende hofsaake en wraakvervolgings voorkom kan word as alle betrokkenes net weer 'n Bybelse uitsig op die grootheid van die Skepper en die geringheid van die mens het. 'n Perspektief soos dit na vore kom in Psalm 8. Dit is baie regtig, as mense net besef, ons as mens is stof, oom. Ja. Ons is uit stof uitgemaak. En elke asemteug wat ons neem is genade. Ja. Want die Bybel sê, die loon van die sonde is die dood. Ja. Nee? So die enigste reg wat die mens het, is die dood. Ja. Want ons het gesondig. Ja. So net die punt dat ons leef en kan asemhaal, is genade van God. Ja. Verstaan, so, en nou is ons doen ons eie ding, en ons mense glo nie eers meer in sonde nie, hulle glo nie eers meer in die duiwel nie, oom. So, dis tragies, ja. Dan praat hy hierso oor Psalm 8 en die toepassing daarvan, ek gaan nou nie daarin lees nie, ek gaan verder af hierso. Dan sê hierso, maar wie is hierdie wraaksugtige teenstanders van die Here? Die skokkende is dat die Here se wraakgierige teenstanders die destydse kerkleiers is. En hulle godsdienstige vernyn dring selfs in die naam van God daarop aan om die lofgetuienis van die kindertjies verwerplik is en dat hulle getug moet word. Matteus 21 daar. Maar kom ons kyk verder, wie hierdie destydse kerkleiers was en wat die lofgetuienis van die kindertjies tot swye wou bring. Direk hierna lees ons dat hierdie kerkleiers deur Jesus beskuldig word daarvan dat hulle God se kerk, wingerd, vir hulle eie godsdienstige belange gekaap het. Matteus 21. Die destydse kerkleiers het God se kerk vir hulle eie wraakgierige belang gekaap aan 'n godsdienstige grootheidswaan, wat lynreg teenoor die kindertjies se lofgetuienis oor die Here staan. Soos hulle toe die kerk gekaap, wraaksugtig gekaap, en vandag wil hulle dit weer eens nou doen. Daarom sou die kerkleiers met wraakgierige magslustigheid reageer toe Jesus hulle beskuldig van kerkkaping. Matteus 21. Let tog op, hulle sou in hulle godsdienstige grootheidswaan en wraakgierigheid eers die ware seun van Dawid en later die kindertjies, dis die gelowiges,
wat hom loof en aanbid, voor die howe bring en vervolg. Tog sal hulle met hulle skewe godsdienstsin bly verkondig dat hulle wag vir die koms van die seun van Dawid, waarvan hulle 'n eie sinnige beeld in hulle koppe gehad het, né? Hulle skewe godsdienstsin. Dit kry jy vandag ook. Skewe godsdienstsin het baie van die kerkleiers. Ons sien ook elders hoe Jesus hierdie wraakgierige kerkleiers, wat die kerk gekaap het, ontmasker as mense wat meer behep is met hul kerkordelike tradisies as met die gesag van die woord. En dis baie waar. Ja. Ons het dit gesien, die hele tyd deur wat Jesus op die aarde was, is dit hulle wat vasgehou het aan al die tradisies. En skeefgetrekte tradisies, en onbybelse tradisies. Daar was letterlik niks van hulle tradisies wat hulle was gebaseer op die wet of die 10 gebooie nie. Dit was hulle eie opgemaakte goed. Daarom noem hy hulle hygelaars, Matteus 15. Sulke hygelagtige leiers sal daarom iemand in sy gemeente wat volhardend leef in ongehoorsaamheid aan die woord hoogstens ligweg aanspreek, sonder om verdere stappe te doen. Maar weer die gelowige leraar, wat kwansys oortreder word van hierdie kerkleiers se bedenklike, kwaadwillige interpretasies van die kerkordelike tradisie. Sulke oortreders moet met die hof gedreig word, al staan so 'n leraar en die meerderheid van sy gemeente onwrikbaar by die woordse gesag, so saamgevat in die belydenisskrifte. Geen wonder nie dat Jesus sulke hygelagtiges in Matteus 23 beskryf as blinde leiers. Hy maak ook die volgende sterk uitspraak teen hierdie leiers van die gekaapte kerk. Van buite lyk julle vir mense so vroom, maar van binne is julle vol hygelary en minagting van die wet. So hulle het letterlik voorgekom asof hulle die wet wil onderhou, en soos byvoorbeeld, een voorbeeld is waar hulle op die Sabbatdag, wat hulle nou hou as Sabbat, want hulle is baie erg, jy mag nie so verder loop as hierdie nie, jy mag nie 'n vrug pluk nie, jy mag nie dit nie, maar op die Sabbat het hulle in hulle harte gedink, hoe gaan ons hierdie man doodmaak? So hulle het moord gepleeg op, ek weet, in hulle hart, maar hulle hou die Sabbat, verstaan jy so, en dit is die hele punt wat hy hier so maak, is dat hulle het hierdie kerkordelikheid, en hierdie kamptige reëls wat hulle volg, maar hulle mis die punt, en dit is waar hulle ongehoorsaam is aan die woord van God. En die dominees wat hulle hou by die Bybelgeskrifte, hulle word nou vervolg daarso, en die wat nie hou nie, en maar net 'n liefde bedek alle sonde voortgaan, hulle kom skotvry daarvan af, né? Dan gaan hy aan en sê dit, in die lig hiervan pleit ek by elke betrokkene in die NG Kerk, as daar nog te midde van hierdie tragiese teologiese vasgelooptheid 'n greintjie integriteit in die NG Kerk magstrukture oorgebly het, moet in Vaders naam nie voortgaan met beplande, wraakgierige vervolgings van kindertjies van die Here, wat kompromieloos getrou bly aan die skrif, soos dit in die belydenisskrifte van die kerk saamgevat word nie. Moet hierdie vervolgings asseblief ook nie, soos destydse kerkleiers van Christus, se gekaapte kerk, probeer doen in die naam van die godsdienstige orde nie. Ja, soos die hartseer en die trauma skyn nie uit, né? Dan gaan hy aan en sê, die ringskommissie van Vaalriviering se liefdevolle dreigbriewe. So, die dreigbriewe kom, maar is so liefdevol bewoord, maar as 'n groot slang daar wat jy wil pik, né? Gegrond op wanvoorstellings van die kerkorde en landswette het my verstom. En dit is nogals erg as jy dit sien. Ja, want, en ervaar. En ervaar is nog erger. Want wat baie keer gebeur is dit is nou leierskap in die kerk, maar die briewe wat hulle skryf, lyk soos slinkse prokureursbriewe. So versuiker. Dit lyk so mooi, maar eintlik die bewoording wat hulle gebruik, is slinks, jy weet. Afpersing en dreiging, so, né? So. Ja. Los asseblief ook ander gemeentes uit, wat nog vasgevang is in hierdie magstrukture. Hou op om hulle te probeer boelie tot oorgawe. Los hulle om volgens hulle geloofsoortuigings gesprek te voer en in hul gemeentes te handel volgens die meerderheids se gevoel.
Laat vaar asseblief dubbele standaarde rakende meerderhede en minderhede. Die vals bewering word gemaak dat wraakgierige ringe en synodes bloot liefdevol opstaan vir gemeente minderhede wat nie wil inval by gemeente meerderheid se besluite nie. Tog weier hierdie selfde ringe en synodes om liefdevol op te staan vir die belange van minderhede wat uitgestem word by synodes en dan nie wil inval by synodale meerderheidsbesluite nie. Ja nee, as al die waarheid hang af van meerderheids- en minderheidsbesluite. En Bybelse waarheid is nie 'n geval van 'n meerderheids- of 'n minderheidsbesluit nie, jy moet aanvaar waar staan daar. Dit is wat dit is. Ja. Onthou ook, gemeentes het nie die luukse wat lidmate het nie. Lidmate kom en gaan onverhinderd as hulle nie aanklank vind by 'n gemeente nie. Hulle kan dit doen sonder gevaar van verlies van eiendomme en finansiering. Leraars en gemeentes daarenteen word nou vanuit wraakgierige kerkstrukture gedreig met verlies van werk, eiendomme en beleggings indien hulle selfs met groot meerderheid sou besluit om nie meer deel te wees van die NG Kerk nie. Leraars word in die amp getyd omdat hulle skeermakers is, terwyl hulle eintlik net kompromieloos staan by dit wat die NG Kerk tot aan die begin van die vorige dekades bely het. Ja, soos as jy nie by die meerderheid onbybelse besluite wil inval nie, dan is jy die skeermaker, maar die meerderheid wat die verkeerde onbybelse besluite neem, nee, hulle kom. Laat my dink aan Elia oom. Ja. Toe Elia daar voor Agab gekom het. Ja. Wat is Agab se woorde aan hom gewees? Het gesê hierdie moeilikheidmaker, né? Is die man wat maak dat dit nie reën nie. So in elk geval, so word beskuldig, maar hy is eintlik die een wat die probleem is. Ja. Gaan lees asseblief oor weer 1 Korintiërs 6 wat hierdie soort kleinlike, onordelike en wraakgierige hoofsaake verbied. Mag die Here elke wraakgierige wat howe toe wil gaan oor gemeente se selfverworwe eiendomme en besittings tot beskaming en bekering bring. Ontvang hiermee my bedanking as leraar van die NG Kerk. Ek bedank teen die agtergrond daarvan dat ons hele kerkraad as ook 95% van Tynedal gemeente voorheen NG Kerk Sasolburg Tynedal se lidmate gestem het om alle verbintenisse met die NG Kerk te beëindig. Mag ons almal alle wraakgierigheid laat vaar in die lig van ons nietigheid en verganklikheid voor die Here wat ons in Christus met heerlikheid gekroon het. Baie mooi gestel, oom. Ja, die hartseer. Regheid gestel, jy kan die hartseer sien, dat dit is nie wat hulle wou gehad het nie, maar dit is waartoe hulle gedwing is, as gevolg van die leierskap. Ja, 'n mens moet die hoed afhaal vir sulke dominees en leraars wat opstaan, en saam met hulle gemeentes opstaan, vir wat hulle glo die Bybel daar leer, en die dinge wat hulle leer opstaan, is nie 'n twis net tussen binne die NG Kerk nie, die dwaalleraars in die NG Kerk gaan teen alle basiese Christelike beginsels, wat alle ander Christelike kerke ook aanvaar, en volg daar, so dit is 'n groter ding op die spel, as net 'n interne geskil hierso. En die hele ding is dat dit is nie eers dat dit nuwe sieninge is nie, oom. Verstaan? Die hele punt is dat daarso is jou basiese Christen beginsels, nee, wat amper meeste Christelike kerke geglo het, vir honderde jare, duisende jare, en wat die afgelope tyd gebeur, is nie dat daar nou nuwe sieninge is, dat hulle nou die Bybel bestudeer, en hulle sien, haai my jene, miskien is dit so, of miskien is dit so nie. Dit is nie eers die punt nie. Die punt is dat daar word, dis nie, jy kan dit nie waardes noem, maar dit is dinge van die wêreld. Ja. Dit is, jy sien, humanisme. Dis humanisme, en is al hierdie wêreldse dinge wat ons sien ons sien dit in die politiek, en ons sien dit in die wêreld gebeur, en nou syp dit in die kerk in, en ons mense sê so, ja, maar dis okay, dis fine, jy weet, al hierdie dinge, so dit is niks hier uit te waai met die Bybel nie. Ja. So, en dit is wat skrikwekkend is. So, maar dis my hartseer. Wel, sterkte vir daardie gemeente in Tynedal, ons haal ons hoede af, nou die hoed nie, maar spreekwoordelik, ons haal ons hoede af vir julle en ook vir
Dominee Pieter Prinsloo. Ja, hulle is nou heel onafhanklik ook. Amper die hele gemeente, 95% saam as 'n onafhanklike gemeente. Nou, daar kan nog twiste kom oor eiendomme en dit en dat ensovoorts. Ek weet, ons sal moet kyk en sien. Ja. Jong, nou, 'n berig om wat so bietjie daarby aansluit in 'n sekere sin. Hier is nou skrywe deur Dominee Charlotte Sibanyoni Maslangu. En sy skryf hierso in Godsdienst Aktueel in die Burger. En sy is verbonde aan die NG Kerk Universiteitsoord. En sy skryf onder die opskrif, dit is die ware boodskap van lydenstyd. Nou, ek gaan nie alles lees nie, maar sekere aspekte hierso is ook kommerwekkend. Sy sê so, want kerk is mos nie net 'n gebou nie. Ja, korrek, kerk is die gemeenskap van gelowiges. Ons lees in Matteus 18 vers 20, as 2 van julle op aarde saamstem oor enigiets wat julle vra, sal my Vader in die hemele dit aan julle toestaan. Want waar 2 of 3 my naam byeen is, daar is ek aan hulle middel. Waarop fokus jy gedurende lydenstyd? Vraagteken. Dan gaan sy verder aan en sê, in praktyk beteken, jy moet nou mooi na luister, in praktyk beteken dit Jesus se opstanding is nie 'n eenmalige historiese gebeurtenis nie, maar 'n deurlopende persoonlike en kollektiewe geloofsbelewenis. Ons is deur God geskep om lig en lewe te wees. Ons is deur God herskep om as nuwe mense te leef. Maar wat sy sê, Christus se opstaan, ek sien jy het so vraagtekens in jou oë, en jy moet dit 'n paar keer lees, daar staan dit. In praktyk beteken dat Jesus se opstanding is nie 'n eenmalige historiese gebeurtenis nie. Ek het 'n bietjie van 'n probleem met daai stelling om. Ja. Die Bybel sê, as ons gaan lees, ek dink dit is Kolossense, dan sê dit dat die Jesus opstanding, ons herdenk die opstanding deur die doop. Ja. So wanneer ons gedoop word, ons word begrawe en ons staan weer uit die ou mens sterf af, en die nuwe mens in elk geval. So ons herdenk dit en ons kan terugdink daaraan en dit is 'n herdenking daarvan, maar om daai stelling te maak om te sê dit is nie 'n eenmalige historiese gebeurtenis nie. Ek verstaan nie regtig hoe sy daai punt kan maak nie. Ja, jy sal nie verstaan nie, behalwe as jy nou teologie gaan studeer het by Pretoria se kweekskool. Want dit is waar hulle baie van hulle leer en propageer, dat Jesus het nie regtig opgestaan nie. Fisies opgestaan, het nie opgestaan nie. Soos dit pas daarbey in, dat dit is hulle sien spreekwoordelik. Dit is 'n simboliese Ja, dit is 'n gevolgtrekking van daardie sning, dit is simbolies, dis nie werklik nie, daar sê duidelik, dis nie 'n eenmalige historiese gebeurtenis nie. En hulle dekaan daar, sy siening was daar, Jesus se opstanding is nie werklik nie, jy moet dit simbolies, filosofies, metafories sien daar. En dit is waar die groot twis ontstaan het, ook deur hierdie Ferdi Mulder, hy het moest opgestaan daar teen die dekaan daarso, en toe sy uitgeskop daar, en hy het 'n boek geskryf, elkeen 'n boek geskryf oor die opstanding, al die bringe. Dit is nou die teoloog, die dominee wat kom uit so kweekskool, wat leer dat Jesus se opstanding is nie 'n eenmalige historiese gebeurtenis nie, maar om dit te sê, dit is nou direkte dwaal leer. Ja, dit is skrikwekkend. Daar moet eintlik nou teen haar opgetree word, maar die nuwe liberale NG Kerk glo ek nie sal nie, maar daar is 'n baie, om nou in druk te sit, ek wil of sy verstaan wat sy daar werk gesê het. Sy het seker so geleer. Ek dink die probleem met meeste van die teologie skole van vandag, is dat hulle leer alles behalwe die Bybel om. Jy moet net nie leer wat daar staan, jy moet dit, as jy vat wat daar staan, dan is jy 'n fundamentalist. Ek het al gehoor, hulle praat van
as daar seker gedeeltes uit die Bybel gebruik word, dan sal die teoloog nou daarvoor, of die professor sal nou vir jou sê, dat dit is nie vir ons tyd nie, dit was vir hulle tyd gewees, en so voort. So die Bybel word baie afgekraak, Ja, in die siening, of in die beeld van meeste van die teologie studente. So wanneer hulle klaar gestudeer het, dan sien hulle nie die Bybel regtig as die woord van God, nee. en iets wat op ons Dis geloof kan baseer. woorde oor God, die gewone mense wat... Dit is maar 'n boek. Ja, Dis maar 'n goeie boek. ja, So, dis baie hartseer. erg. Dan het ons hierso een geestelike waardes, op soek na 'n Jesus wat meer bemarkbaar is. So hulle dink Jesus is nie goed vir bemarking nie. En die Bybelse Jesus is nie goed genoeg nie. Jy moet nou die Bybelse Jesus 'n bietjie opkikker, om het meer aanvaarbaar te maak vir die moderne mens wat nie in sonde wil glo en nie in opstanding en kruisiging daai dinge wil. Ai nee, dan sê dit hierso in Kevin Smith se rolprent Dogma wat in 1999 uitgereik is en 'n gemengde reaksie uitgelok het, ook in kerklike kringe is daar 'n toneel wat 'n mens tot nadenke oor kernaspekte van die Christelike geloof kan stem. Iewers in die rolprent sien ons hoe die Roomse Katolieke Kerk 'n veldtog bekend as Catholicism begin om die negatiewe beeld van die kerk as uitgediende instelling om te keer. As deel van hierdie poging tot vernuwing is daar besluit dat die beeld van Jesus aan die kruis daarom net te neerdrukkend is. So hulle dink is negatief. Dis nie goed, dis nie mooi nie. Ja, nee, hulle wil nie die werklik in die diepte bestudeer wat die betekenis van die kruisdood is nie. Daar's 'n geweldige betekenis daar. 'n positiewer aanslag is nodig, sê hulle. Daarom word daar weggedoen met die kruisfiks en onthul die kardinaal 'n meer inspirerende en opbeurende simbool bekend as Body Christ. Christus word nou tot ons vlak gebring. Hy is ons buddy. Ja. Nou okay, hy is ons vriend, maar pas op, jy moet jou respek en jou heiligheid hou. Die ding is, God, dis nie net 'n buddy nie. Die Bybel sê daar is iemand wat nader is as 'n broer, né? So die verhouding wat God met ons wil hê is meer intiem as 'n broer. Ja. Verstaan hy? Want hy wil hê ons moet hom leer ken en dat ons daai absolute verhouding met hom het, maar hy is nog steeds die skepper God, die God van die heelal, en ons is 'n skepsels wat hom nou noem. Ja. So jy moet weet waar jy staan, en die Bybel sê ook vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Ja. Verstaan? So ja, weg is die Jesus aan die kruis met in die plek daarvan 'n Jesus wat met 'n breë glimlag en tande wat skitter vir die aankyker knipoog en 'n thumbs up gee. Die beeld van die Body Christ kan ons egter ook herinner dat dit 'n ewigdurende versoeking vir gelowiges en die kerk is om te kies vir 'n Jesus sonder 'n kruis, omdat ons meen dat dit 'n groter aansien, relevantie en mag sal aanleiding gee. So 'n Jesus, mag ons meen, is meer verteerbaar en bemarkbaar in 'n kultuur wat ongemaklik is om oor temas soos selfopoffering, lyding en die dood te praat. Maar die dood is 'n werklikheid vir elkeen. Lyding is 'n werklikheid vir elkeen daar, né? En ook selfopoffering. Mense wil nie meer selfopoffering, hulle wil net die wye, maklike pad hê. Ja, mense moet die Bybel lees en kyk wat is die betekenis daarvan, om hierdie humanistiese buddy crush te wil kry, dit is... Ek dink hulle mis die punt. En ek dink al hierdie mense mis die punt, want teologie is die studie van God. Ja. En want hoe kan jy die studie van God doen? Nee? Maar jy gooi die woord van God, die boek wat hy vir ons gegee het, die woorde wat hy vir ons gegee het, om hom beter te kan verstaan en te leer ken, gooi ons aan die venster uit. Ons wil hom afbring tot ons vlak, né? Ons sondige vlak. Hy moet ons optrek tot 'n hoër vlak, maar ons wil hom nou afbring, hy is maar net ons buddy. Jy moet respek hê vir die heiligheid van Christus. Absoluut. Ja. Sure.
Jong, ons tydjie is nou eintlik daar. Ek weet nie hoekom hierdie tyd so vinnig gaan as ek en jy so sit en praat. Is dit jy wat so baie praat? Ek weet wat nie. so baie praat. Ek weet nie. Ek moet seker maar probeer minder praat oom. Ja, jong, ons Partykeer is dit moeilik om stil te bly wanneer mense nonsens praat. as jy so geskok word, né? Jy skok jy in jou tone daar. Ek onthou, né, toe oom die koeranteprogram begin het en ek al van hierdie berigte en goed gesien het. Dit was nou wat 2015, né? Ja. Dis 'n lang tyd terug. En ek dink hier by 2016 het ek so die vreeslikste goed wat ek gesien het, as ek soos, weet jy wat, ek kan nou nie meer geskok word. Hierdie is nou die ergste, maar weet jy wat, elke week kom oom en dan nog skok. dan is dit net nog 'n keer, dan word ek, ja, kan nie glo dat hierdie gebeur nie. Kan nie glo dat hierdie persoon dit kan sê nie. So, maar die skokke is, kom maar nou, solank jy meer bevestig word in die geloof en nie daar uitgeskok word, is met die ander dinge nie, laat ons kan teruggaan na die Bybel, kyk wat staan daar so en dit aanvaar en Christus se woord aanvaar en probeer verstaan. Jare terug was daar 'n vrou wat gewees, my ma het so 'n Bybelstudiegroep gehad met die vrou in die omgewing en toe was daar 'n vrou gewees en sy het vir my ma gesê, jy weet, sy wil nou nie haar geloofsmaatjie onder haar uitdruk nie, maar, en toe gaan sy nou aan, want sy is toe ateïs, sy het nie regtig glo in die Bybel nie. En die hele punt is, ons is nie op 'n geloofsmaatjie nie, ons staan op die rots. So maak nie saak wat mense sê en wat die wêreld doen en wat in die kerke gebeur nie. As jy op die rots is, kan niks gebeur nie. Dan staan jy vas. Nou kykers, onthou daardie woorde, staan, bly op die rots van waarheid, rots van Christus. Moenie van daar af weggaan nie. Mooi bly, ons sien die volgende week weer, 'n geseënde week vir u.